Nou is Pasella in Limpopo naby Tzaneen. Ons gaan later 'n interessante beesboerdery besoek, maar begin met kultuur en natuur hier in die Modjadji Broodboomreservaat. Die spesies Encephalartos transvenosus is na koningin Modjadji vernoem, omdat die meeste van hulle hier voorkom. Maar die reservaat huisves ook 28 ander spesies. Die 6de Modjadji reënkoningin, wat oor die plaaslike Balobedu mense regeer, se sake word tans deur 'n koninklike raad gedoen, omdat sy slegs 7 jaar oud is. Haar broodboom is 'n goeie tuinplant, omdat dit relatief vinnig groei, maar onthou, koop dit net by 'n wettige handelaar. Hier is 'n uitsonderlike Modjadji. Sjoe, hierdie is seker die grootste broodboom wat ek nog gesien het. Hierdie is een van die langste broodbome in hierdie reservaat, minstens 15 tot 20 meters, en dis die hoogste spesies ter wêreld. Sjoe, wat is die kulturele relevantie van hierdie bome tot die Balobedu mense? 'n Storie wat ek gehoor het, is dat mense wat van toordery skuldig gevind word, was afgerol onder daardie kopie tot daaronder laat hulle daar gaan doodgaan. Hulle het 'n klip op hulle middellyf vasgemaak sodat hulle kan lekker afrol tot daaronder. Wel, ek hoop regtig dat die laaste storie is nie waar nie. Gelukkig is legendes soos hierdie daarom nie altyd op feite gebaseer nie. Crystal Donna loer nou in by die Motomeng village. Moeilik om te glo, maar dit was jare terug net 'n woud waar mense kom hout haal het vir vuur maak. Die hoofkultuurgroepe wat in die distrik woon, is die Balobedu, Venda, Shangaan en Pedi. Crystal Donna is genooi vir ete deur 'n groep Pedi vroue. Ons het die ander kos gemaak, Pedi tradition kos. Pap, semp, omrogo en ons het drink ook, komboti. Ja. Die vroumense, hulle eet apart. Hulle eet nie met die man nie. Die man apart en die vroumense aan die ander kant. Wel, voordat ons nou eet, ek moet sê ek hou baie van julle uitrustings. Wow, ja, die is tradition klere. Ons as ons uitgaan of ons doen iets hier by dit. En ek eet ook die as ek dans. Ooh, ek weet nie of ek so goed soos julle kan dans nie, maar ons kyk maar. Ja, dit dans lekker. Ja, maar kom ons eet saam. Goed, dankie. Okay, kom. Wel, ek moet nou vinnig afsluk want ek het nog 'n afspraak na hierdie. En dit is op een van die plase in die distrik. Die provinsie is wyd bekend vir sy wildsplase en voorsien 60% van ons land se tematies. Dit is ook beeswêreld en op die plaas Grootboom word dan met die spesies Pinzgauers geteel. Die diere kom oorspronklik uit Oostenryk en is reeds sedert 1902 in Namibië. Eers in 1962 is die eerstes Suid-Afrika toe gebring. Paul, ek is 'n tipiese stadsmeisie, so my kennis oor beeste is maar pover. Wat is die belangrikste eienskappe van die Pinzgauer? Crystal, ek dink die feit dat dit 'n dubbeldoel ras is, dis baie belangrik, want dan het ons vleis en ons het melk. En die feit dat ons kan met hulle pragtige temperament werk. Die diere is baie maklik om te hanteer, veral as jy wil in skoue gaan deelneem. Ook terwyl jy werk in die kampe, ons het nie tyd vir beeste wat oor drade spring en rondhardloop en te kere gaan nie, so ons soek beeste wat mensvriendelik is. En dan, ek dink hulle kruisteelt vermoëns is baie belangrik. En dan hulle goeie moedereienskappe. Pinzgauer koei maak sommer 3-4 kalvers op een slag groot. Hulle is baie aangename diere om mee te boer. Een van hul teelprogramme het te maak met 'n inheemse ras wat tradisioneel en vandag steeds die trots van die Zulu kultuur is. Ek kan sommer sien hierdie beeste lyk anders. Hulle is meer gespikkeld as die Pinzgauer. Onthou hy is ontwikkel uit die Pinzgauer met die Nguni ras. Nou die Nguni is bekend vir sy pragtige kleurpatrone en sy kolletjies en goed. En nou met die Pinzgauer kry ons 'n pragtige wit rug op hulle en dit maak vir ons 'n baie mooi kleurpatroon. Wat baie interessant is van die Pinzgauer se kleurpatroon is ook dat dit simmetries is en albei kante dieselfde is. Dis baie uniek. Wat maak die Pinzgauer so besonders? Crystal, ek dink die feit dat hulle so aanpasbaar is vir hierdie baie moeilike klimaatsomstandighede waarin ons boer. So jy weet, ons het met die teelprogram het ons gepoog om die goeie eienskappe van die Nguni wat hulle bosluis oordraagbare siektes se weerstand is, die feit dat hulle die droë klimaatstoestande kan hanteer. Dit het ons gebruik en toe
dink ek al wat die Nguni kort is vleis. Hy het nie baie vleisdraende eienskappe nie en dit het ons by die Pinsgouer gaan haal en ook die goeie melkeienskappe by die Pinsgouer uit. Nee, moenie bekommerd wees nie, Christel. Hierdie beeste is hondmak man. Hulle het mooi maniere. Kom ek gaan wys jou, ek vat sommer aan hulle en dan vryf ons hulle sommer hier waar hulle staan. Jy kan met hom gesels. Hierdie diere is baie menslievend en hulle wil graag hê 'n mens moet aandag aan hulle gee. Ek kan nie glo ek vryf so 'n groot wol nie. Sy vel voel darem mooi sag. Ja. Wel, ek kan nou darem met boere gesels sonder om soos 'n totale leek te klink. Limpopo is ook krummetartboomkontry. Daar is 8 soorte in die wêreld waarvan slegs 1 op ons kontinent voorkom. Die een op die Sanlin plaas word geskat 6000 jaar te wees. Dus ouer as die Giza piramides. Sy stam het interessante items opgelewer toe die eienaars die holte binne skoon gemaak het. Wat is die storie oor die opgrawings wat julle in die boom gevind het? Christel, ons het kort beddens gekry wat met klippe gepak is. En daar is so 3 gewees in die groot ruimte hier. En ons dog is kort mense of kinders, maar dit definitief iets in daai lyn. Ek het stories opgetel van ander bome in die omgewing, stories van begrafnisse binne in die boom op die berg. Die ander is daar's 'n toilet in die boom op 'n ander een en daar's 'n poskantoor in 'n ander boom. Die ou mense kom en hulle vertel hulle stories. Beslis interessant. Dalk moet hulle hier 'n krummetartboomroete begin. Pasella sal heel eerste kom kuier. Gepraat daarvan, die kuierplek is 7 dae 'n week oop vir die publiek. En met dit dat die boom 47 meter in omtrek en 22 meter hoog is daar meer as genoeg plek vir 'n lekker partytjie hou. So, van boom tot boom moet ons die wêreld eers groet, want dit is die einde van vanaand se program. Sien julle weer volgende week.